Het is my voorreg om vanmôre aan te gaan waar die ander opgehou het. En nou hulle het nou vir my die gedeelte gegee wat die kwaai woord in het. Ons het 'n belofte, ons het 'n woord van die Here, ons het verlede week gehoor, ons moet God vertrou, en dit is so. Nou hierdie week gaan ons bietjie gesqueeze word. Gaan gevorm word. Wat gebeur wanneer God ons vorm en ons voorberei sodat hy ons kan stuur, sodat hy ons kan gebruik en sodat ons die beloftes in besit kan neem. Amen. Loof die Here. Nou, wie weet dat hierdie proses is nie maar net 'n eenmalige gebeurtenis in ons lewe nie. Van tyd tot tyd het ons 'n seisoen waar ons bietjie gedruk word, geknip word. So, wees verdraagsaam en vertrou die Here. Ons het mos nou laasweek gehoor, ons moet hom vertrou. God is nie voorspelbaar nie. Jy kan God nooit voorspel nie. Hy doen op sy eie manier, op sy eie unieke wyse, werk hy in elke mens tot ons voordeel en tot sy eer. En daarom, alhoewel God sy hart met ons deel, gee nie vir ons altyd die hele prentjie vooruit nie. Want ons mense het mos maar die geneigtheid, wanneer ons weet waartoe ons gaan, om al die kort paaie te soek. Nou, as jy 'n sticky note by my notas kry, dan weet jy, dis 'n ekstra dingetjie wat ingekom het, nadat die notas getik is. Daar's geen quick fix vir die proses waarmee die Here met jou besig is nie. Daar's ook geen shortcuts, kort paaie nie. Jy moet die pad met die Here loop in hierdie proses. Ons moet net geduldig die Here volg soos hy met ons werk. Amen. Nou, ek gaan my beste doen om 'n paar gedagtes met u te deel, en voordat ek by 1 of 2 goed uitkom, wil ek daarom net iets wat in my hart lê met u deel, want dit is vir my belangrik dat ons sal verstaan, as God met hierdie persoon so werk, is dit nie noodwendig dat God met daardie persoon op dieselfde manier gaan werk nie. Ons is individue, en hy werk nie altyd op dieselfde manier nie, maar tog bly die beginsels dieselfde. Die woord het nog nooit verander nie. En God sal altyd volgens sy woord werk in ons lewens. Nou, dit is baie belangrik dat ons in hierdie proses God sal toelaat om dit te doen wat hy wil doen. Filippense 1 vers 6 sê, God maak altyd klaar wat hy begin het. So dit is van kardinale belang vir jou bestaan op aarde, sodat jy dit in besit kan neem wat God vir jou eenkant gesit het en afgeweeg het. Belangrik. Is dit lekker? Is dit aangenaam? Nie altyd nie. Kom ons wees nou maar eerlik met mekaar vanoggend. Dis nie altyd lekker om gesqueeze te word nie. Dis nie altyd lekker om af te gee nie. Om toe te laat dat God sy snoeisker gaan insteek nie. Op die oomblik sê Hebreërs 12 vers 11, lyk dit nie of dit 'n saak van blydskap is nie. Dis maar seer en dis hartseer en jy verstaan nie al die goed nie. Hy sê maar later lewer dit egter 'n vreugvolle gewig van heerlikheid vir die wat daardeur geoefen en daardeur gegroei het. Iets het
my opgeval, terwyl ek afgesonderd en dit is, dit maak nie saak wat in die proses gebeur nie, God bly in beheer. Al maak dit nie vir jou sin nie, en al sien jy nie die hele prentjie nie, you need to trust God. Dit kan dalk vir jou oorweldigend wees, dit kan dalk vir jou voel, ek gaan dit nie maak nie. Hou vas. Die ouens in die weermag het altyd sê, byt vas. Dit beteken, dit kan dalk 'n bietjie chaoties lyk, dit lyk baie keer bietjie deurmekaar. En dit lyk of planne nie altyd so lekker uitwerk nie. Maar ons het nou al gehoor in die laaste paar weke dat daar's twee planne. Die een is 'n goeie plan en die ander een is 'n Godplan. Nou, baie keer kan 'n goeie plan goed lyk vir ons, maar dis nie God se plan vir ons lewe nie. Ons kan dalk sit in onsekerheid en wonder, sal ons dit maak? Sal ons dit kry? Sal ons daarby uitkom? Hou vas. Somstyds word ons in hierdie proses teleurgestel. Miskien in onsself, miskien in mense rondom ons, miskien in die proses. But you need to trust God. Jy moet net op hom vertrou. Ek dink die geheim lê in dit is, ons moenie probeer alles verstaan nie. Ons moenie probeer om alles aan mekaar te sit nie. Dis God se werk. Dis God se werk om die legkaart van jou lewe te bou. Dis God se werk om elke ding op sy plek en op sy tyd te gee. Moenie jou verstand gebruik om te probeer nie. Jy gaan dit nie reg kry nie. 'n Goeie vriend van my se pa het eendag gesê by 'n troue. En hy het gesê, moenie 'n vrou probeer verstaan nie, wees net lief vir haar. En ek wil vanmôre vir jou sê, dis 'n waarheid. Moenie alles probeer verstaan nie, wees net lief vir God, bly by die Here. You need to trust God's plan. Dis nie altyd, dis altyd beter. As jou vrees, vir wat as dit nou nie so gaan gebeur, soos wat ek gedink het nie. Want dis die goed wat die vyand gebruik, om ons weg te trek, en ons gedagtes te steel, van dit waarmee die Here besig is. So wat kan ons doen? Die Engelsman het dit mooi gesê. Hy sê, when you feel lost, He is your guide. When you feel weak, He is your strength. When you feel afraid, He is your peace. When you feel unsure, He is your confidence. Sy plan vir jou lewe is gevul met doelgerigtheid, hoop en 'n vrugvolle toekoms. Dis wat die Here vir ons in gedagte het. Die tweede gedagte wat ek by u wil laat vanoggend, en dit is, God se tydsberekening is altyd perfek. Ons dink, dit moet nou al gebeur het, dit moes nou al in plek gewees het. God se tydsberekening is altyd perfek. God is never early, He's never late, He's just always on time. Vir Lazarus was hy 4 dae laat volgens die mense, maar dit was God se perfekte tyd om homself te openbaar in krag en heerlikheid. A delay is God's way of protection. Was een van my tannie se gunsteling frases wat sy, of gedagtes wat sy altyd gesê het. As daar 'n delay is, dan het die Here 'n rede daarmee. Onlangs met die klomp storms hier wat ons beleef het, is een van my neef se dogter, hulle bly op 'n plaas daar buite George, en haar man werk in die dorp, en hy moet ry vir sy werk, maar hy kan nie gaan nie, daar's nou 'n delay, en toe hy nou daar by die werk kom, toe kan hy nie op dieselfde plek altyd parkeer as wat hy
sou geparkeer het, hy moes op 'n ander plek. En die volgende oomblik, toe val 'n boom presies op die plek waar sy voertuig sou staan. A delay is God's protection. So, dis belangrik. Wat vir jou voel soos 'n setback, it's God set up for something better. God's timing is not based in what you think or had in mind how He should do, but it is based on His perfect plan for you. Dit is waarop dit staan. God se plan is die beste plan en daarby moet ons volstaan. So, wat wil ek vir u sê vanoggend? Moenie haastig wees nie. Moenie ongeduldig wees nie. Wanneer die Here besig is om jou te vorm, laat hom toe om dit te doen. Want dit is vir jou belangrik. So, 'n mens moet God vertrou, want dit is net tot jou voordeel. Moenie probeer om God vooruit te loop nie. Daar's mos 'n spreekwoord wat sê, 'n hastige hond verbrand sy mond. En hoe dikwels het ons aan die warm kant beland, omdat ons oorhaastig was. Jy moet wag, totdat dit die regte tyd is. Ek staan een keer en die Here gee vir my in my hart 'n belofte, dat ek sal Zambië toe gaan. En dit was nie lank nie, of die eerste geleentheid kom en hier nooi mense my, en ek dink, dis nou, ek gaan nou Zambië, en die Here sê, nee, jy moet nog wag. En dan kom 'n tweede geleentheid, en ek dink, dis die geleentheid, dis nou my plan. Hier gaan ek nou Zambië toe. En die Here sê, nee, wag, ek het 'n plan. Vir 17 jaar, wag ek vir die belofte. En na 17 jaar, sit ek my voet in Zambië. En die getuienis is net om vir u te sê, en dit mag dalk lank neem, maar God sal nooit teruggaan op sy woord nie. Dit mag dalk vir jou lyk, jy gaan dit nooit sien nie. Dit gaan nooit gebeur nie. As jy wag op die Here, dan sal hy jou daarna toe vat en hy sal sy woord waarmaak. So moenie hastig wees nie.